Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Sharon Kanaal sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Shar. Môre julle, gesiene Paasfees. Selfde vir jou, gesiene Paasfees. Ons begin vanoggend met nuus oor Fanny Nkosi en hierdie is 'n interessante storie. Nie gesiene Paasfees gewees vir hom gister nie. So die polisie het 'n klopjag uitgevoer op sy huis gisteroggend vroeg. So 9:00 se kant. Wat vir my net nogal redelik interessant is, hier is vir my een van die mees hoë profiel klopjagte wat ons nou gesien het, wat nou uitgevloei het uit die Matlanga kommissie uit. So as jy nie weet wie Fanny Nkosi is nie, dan het jy nie die weeklange Matlanga kommissie ondervraging van hom gekyk nie. So hy is op hierdie stadium een van die mense wat die diepste in die sop is, een van die 5 top polisieoffisiere wat genoem is in die Matlanga kommissie. En die klopjag is toe nou uitgevoer, maar wat nog vir my interessant is dat die woordvoerder van die polisie, Athlena Mate, het nie aanvanklik toe nou bevestig dat dit sy huis is nie, maar daar was lede van die media by gewees. Hulle mag net nie beeldmateriaal gekry het van die offisiere wat die klopjag uitgevoer het. En dis of sy wou ook toe nou nie sê wat die naam is van die persoon wie sy huis dit is nie. Maar uit die aard van die saak was dit nou nie baie moeilik om dit toe nou uit te pleis nie. So, julle sal onthou so 'n week gelede, ek dink een van die grootste goed was die feit dat daar beeldmateriaal was van hom wat 'n sak gaan afhaal het daar by Katie Molefe, ook een van die sogenaamde groot 5 boefbase sy huis, en wat hy gesê het, maar hy het dit namens sy bevelvoerder, luitenant-generaal Shadrack Sabia, wat ons weet ook een van die groot name is wat aan die Matlanga kommissie genoem is. Hy het dit namens hom gaan haal. So hy is nou nogal redelik diep in die sop. Ons weet nou nie of hulle iets gekry het in die huis nie. En ja, so dis die eerste werklike groot klopjag wat ons nou gesien het, wat nou regtig lyk soos 'n aksiefilm. 'n Mens moet seker maar onder begin. Jy moet seker begin by die voetsoldate, soos wat hy was. Ja. En dan kan 'n mens jou pad boontoe opwerk wanneer jy die voetsoldate vastrek. Ons hoop nie dit gaan bietjie hoër op. Ek hoop van harte dit gaan nog hoër op weer, want spesifiek in Nkosi se geval, een van die goed wat hy die ergste opgehamer is in sy kruisondervraging, was die feit dat hy nie regtig kon sê wat hy doen nie. Hy kon nie 'n posbeskrywing gee vir sy werk by die polisie nie, wat toe nou uiteindelik daartoe gelei het dat hy erken het, maar hy het byvoorbeeld 'n skietopleiding, motorfietsopleiding, bootopleiding. Hy was besig met allerlei sulke interne taakies gewees, maar kon nie sê wat hy dag tot dag vir die polisie doen nie. Dit was een van die groot rooi vlae wat deur die Matlanga kommissie raak gesien is, want hy was 'n week onder ondervraging gewees. Ek het gewonder of hy nie so 'n klopjag sou sien kom nie. Sekerlik daai mense so stilwaardig, maar seker, jy weet, Rekenaars en data en dit het maar 'n inligting. plek gekry, maar ek is steeds bly dat daar wel 'n klopjag was. Ja, nee, ek ook, en ek verstaan nogal wat jy bedoel, Jennifer, want ons is al maande besig en hierdie ouens moes dit gesien kom het. Want onthou, soveel as wat hulle chommies een vir een genoem word, dan begin jy mos maar 'n bietjie wegsteek. As jou broer in die moeilikheid is, dan weet jy die skelmpakkie sigarette wat hy voor uitgevang is in jou kamer ook. Ek wil nie 'n doemprofeet wees nie, maar dis die polisie besig om die polisie te polisieer. So, nou sit ek en wonder, as iemand se naam in die kommissie genoem word vandag, teoreties, dan is dit veronderstel om môre al 'n klopjag by hulle huis te wees. Voordat hulle kans kry om wat ook al hulle kan inkrimineer, weg te gooi of weg te steek of op 'n ander plek te bære. Ek kry nog steeds die gevoel hier is polisie wat polisie polisieer. O, 100%, want ek dink nou onmiddellik ook aan die 12 polisiebeamptes in Tshwane, wat redelik vinnig in die hof verskyn het, maar ek praat onder korreksie, maar ons het ook geen inligting ontvang oor enige klopjagte wat daar uitgevoer is nie. En dit is nog 'n redelike grys area, want ons sit met die regsgesag wat kom ons noem nou maar dit is wat die Matlanga kommissie as verduidelik kan word, en dan nou uit die aard van die saak die polisie. So, hoe lank vat dit is daar iemand wat sit in 'n nota maak en dan nou vir die polisiekantoor gaan sê, okay, hierdie persone ondersoek asseblief. Ja, mense sal dink dit moet iemand van die vervolgingsgesag wees wat dit sal moet doen. Nee, dis vir altyd 'n bietjie 'n grys area, 'n kommissie en die polisie se werk. Wat gebeur in die middel? Wat gebeur wanneer mens geregtelik dit alles moet hanteer? Want waar kom die strafregtelike autoriteit dan nou eintlik in? Korrek. En verantwoordbaarheid, veral as dit kom by ministers en leefstyl-audits, wat 'n mens kan seker nie kla dat daar 'n klopjag by Fanny se huis was
weke nadat hy getuig het nie. Want daar is nou nog steeds na meer as 2 jaar is daar geen uitslae oor die ministers se leefstyl audits nie. Meer as 2 jaar. Ja, want so Ethel Trollip van Action SA het in die parlement vir president Ramaphosa gevra, hoorie, waar staan ons met die leefstyl audits wat hy in die openbaar gesê het, almal gaan gebuk gaan onder leefstyl audits, adjunkministers sowel as ministers, en almal het ingestem daartoe in die 2024-25 finansiële jaar. Waar is ons nou? 2026. So daar is nog nie uitsluiting oor presies wat die uitslae hiervan is nie, want dit moet openbaar gemaak word. Daar moet deursigtigheid wees in terme van die leefstyl audits, en ek gaan nie die woord verskoning gebruik nie, ek het dit nou hardop gesê, maar die verduideliking is dat dit baie duur is en dit baie tydsaam is, en duiwels advokaat, kom ek verstaan dit, want ons het ook 'n klein huisie vol ministers en adjunkministers, meer as wat ons moet hê, maar 2 jaar, wil jy regtig vir my sê dat 'n leefstyl audit oor jou hele kabinet 2 jaar neem? So dit is vir my uiters kommerwekkend. So Jan de Villiers is die voorsitter van die portefeulje komitee oor staatsdiens en administrasie, en hy sê die idee is ook dat hierdie leefstyl audits afwentel na munisipaliteite toe, en daarvoor sê ek ja en amen en sela, want ons weet hoe diep in die moeilikheid ons munisipaliteite is as gevolg van amptenaarbedrog. Maar as ons nie die kabinetsin kan afhandel nie, en hy sê dis 'n baie groot uitdaging, want weer eens duur en tydsaam. Wat wel vir my iets was wat uitgestaan het, wat hy gesê het, is dat dit blyk baie meer effektief te wees as 'n eksterne entiteit hierdie leefstyl audits uitvoer. Ja. Ek is jammer. Natuurlik is dit meer effektief. Jy wil nie hê, ons sit nou om terug te polisie wat polisie ondersoek. So jy kan nie die korruptes vra om 'n leefstyl audit op 'n korrupte uit te voer nie, veral op munisipale vlak. So dis vir my 'n uitsonderlike frustrerende situasie hierdie. Maar dit voel vir my bietjie soos 'n pipe dream. As jy die munisipale vlak, ek gaan nie eers jok nie. Ek sal verbaas wees as hierdie gebeur. Verstaan, want as die ministers in 2 jaar al vat, kan jy nou dink hoe lank gaan ons gaan 10 jaar wag vir 'n munisipale, en daai persoon het al aanbeweeg na iets anders toe. Ministers is al gefire, en ons nuwe ministers in die plek, en ons het nog steeds die leefstyl audit nie. My magtig. Nee, jy sê dit kan nie so lank wees nie. Ek weet nie hoe lank vat 'n leefstyl audit nie, maar iemand is onbevoegd. Iewers is iemand besig om die leefstyl audit wat hy reeds ontvang het te onderdruk, want dit lyk nie goed nie. Dis wat mense dink. Ja, wel, dit het nog 'n lekker 2 jaar gegee om nog bietjie goedjies op daai leefstyl by te sit, want hulle gebruik nou 10-1 nou nog die inligting wat hulle voor ingestem het in 2024-25, want dit was net administratief en logistiek vir my self 'n vraag gewees. Nou goed, hulle het daai tyd ingestem, so enige iets anders wat aangekoop is deur val buite die ondersoektydperk. Val buite die ondersoektydperk. So al wat ek dink is ons koerante en ons ondersoekende joernaliste publiseer meer oor die minister se leefstyle as wat die leefstyl audit doen. Ja. In elk geval, Ekurhuleni gereeld in die nuus. Dis nou maar nog 'n plek waar ons baie van lees en hoor. Wel, soos wat jy nou sê dat die media publiseer meer oor wat die doen en late van ons ministers is. Hierdie is nogal 'n wen vir die media. So die hierdie is ek dink ek en jy het dieselfde reaksie hierso. Want dit voel vir my asof die Ekurhuleni burgemeester Nkosi Ndipile Kakaza ook die heeltyd in die nuus is. En hy is ook op hierdie stadium redelik in 'n skaduwee. Hy is wel nog steeds die burgemeester, maar word kort betrek by een of ander agterlike ooreenkoms. So hy het 'n bietjie bloedneus gekry in die hof, want News24 het al 'n rits artikels gepubliseer oor sy moontlike betrokkenheid by alles van tenderbedrog tot sluipmoorde. En die hof het nou dit van die rol geskrap en gesê dat News24 kan met die grootste liefde aangaan om te publiseer, want hy sê dit is ongegrond en hy word basies reeds in die media dan nou skuldig bevind aan goed wat hy niks mee te doen het nie, maar die hof het gesê, sorry, jy het nie 'n voet om op te staan nie, en hy moet dan nou ook die kostes dra. Ja, want hulle het gesê, want hy het al gesê, okay, hulle beskuldig hom beswaarder sy naam eintlik nou maar klaar. En hulle het gesê, hulle het niks gesê dat hy betrokke was by die sluipmoorde, of daar was nie, hulle het net feite gepubliseer soos wat hy gekom, die media. So die media, dit is 'n goeie wen vir die media in hierdie saak. Ek stem saam. Ja, so ek dink in elk geval waar ons op hierdie stadium is, juis na aanleiding van wat jy ook gesê het, Jennifer, is dat
ons sit in 'n situasie waar ons joernaliste, ondersoekende joernaliste brood nodig het. So wel gedaan die span van News24. Wel gedaan. Kyk, ek is nie een van die laaste mense wat vir Australië wil skree en enigiets en hulle wil prys. Maar Australië het onlangs sosiale media van kinders af weghou. Dus vir kinders verban van sosiale media af, wat ek dink 'n briljante ding is om te doen. En hier het hulle nou weer iets gedoen wat vir my merkwaardig is. Hulle sê so, Australia is cracking down on gambling. So hierdie was 'n gesprek wat vir 'n hele paar maande nou al op die voorgrond was in die Australiese parlement en dit het spesifiek gegaan oor die advertering van dobbelplatforms. En kom ons wees eerlik, in Suid-Afrika kan jy nie op 'n hoofweg ry of 'n klip gooi sonder om 'n dubbeladvertensie raak te gooi. Ja. En Australië het nou 'n redelike streng wette ingestel juis om hierdie te keer. Byvoorbeeld in spesifieke tye waar daar op uitsaai media dit nie uitgesaai mag word nie wanneer daar kinders in die kar is. In die aande byvoorbeeld mag hulle nie. Hulle het 'n sekere, ek dink hulle mag 3 per uur wees wel in die toegelate tydperke. Ja. En hierdie is een van die min sake wat deur die bank het elke kant van die parlement saamgestem dat hierdie regtig nodig is. Want het julle geweet per capita is Australië die land met die grootste amper sê ek dwelmprobleem, verskoon my, nie 'n dobbelprobleem. Wow. Ja, klein landjie, maar as jy gaan uitwerk per capita is dit is 'n ongelooflike probleem. Die mense wat sê dat hierdie spesifieke ban ook nou nie genoeg is nie, het nogal die voorbeeld gebruik. Dis dieselfde as jy sê maar 3 sigarette per uur. Dis nog steeds 'n verslawing. Sure. So daai 3 advertensies per uur dink hulle is nog steeds te veel. Maar ek dink dit is 'n versekerde stap in die regte rigting, want hulle bekendes mag glad nie meer in enige dubbeladvertensies verskyn nie. Ek wonder altyd wat klassifiseer hulle as 'n bekende. Maar onthou dit kom ook kort op die hake van 'n ander land wat diep afhanklik is van die finansiële inspuiting van die dobbelbedryf is Indië. Ja. En die gesprek was nogal toe hulle hierdie tipe advertensies verban het, dat van die grootste dobbelplatforms borg iets soos die IPL. Ja. Ja. So dit was 'n groot uitdaging geweest. Rugby-toernooie, cricket-toernooie. Ons in Suid-Afrika sit met dieselfde probleem, want vat net gou-gou 'n oomblik en dink by jouself hoeveel borgskappe verlore sal gaan in sport. Ja. Maar ek dink dit is verseker 'n gesprek wat enige land moet hê, veral wanneer jy sien hoe ernstig hierdie probleem raak. Dit is 'n daadwerklike verslawing. Ja, dit is en ek dink hierdie is ook 'n stap in die regte rigting. Jy is heeltemal reg as jy sê 2 goeters wat Australië onlangs gedoen het wat positief is volgens my ook. Ja. Dan NASA stuur mense weer hier om Jong, dit is vir my hier. Dis tog oké. Ja, as ek weet ons het ook 'n ruimteprogram, so as jy enige woordvoerder nodig het, Jennifer. So. die ruimte. Ek is 'n bietjie van 'n space nerd en hierdie is vir my 'n so ongelooflike storie. Artemis 2 is die vuurpyl se naam en hy die kapsule voor, die Orion kapsule. So hierdie is ons is in 'n nuwe spysreis. Wel, Ja. nie ons nie, ons sit langs die kant en kyk. weer Die wêreld is. Amerika en China is in die tweede Sedert die spysreis. Amerikaners laas by die maan was, hulle was die enigste land wat nog by die maan was. Ja, wat Is daar nou weer 'n resies? ek dink wat nogal baie interessant is wat min mense weet is daar was al 7 maanlandings sedert Neil Armstrong sy voetjies op die maan gesit het. Onbemande. Wel die laaste man voet wat op die maan was ek dink in 72 gewees. So letterlik tussen 69 en 72 was daar 7 keer mense maan toe, Amerikaners. Ja. So ons almal prys natuurlik Neil Armstrong en Buzz Aldrin die span van Apollo 11, maar daar was intussen al mense, maar almal was Amerikaners. So 53 jaar sedert die laaste maanlanding Ja. is dit die eerste keer wat ons nou mense in 'n vuurpyl uit die aarde se wentelbaan uit om die maan stuur. Hulle gaan nie land nie. Nee, hierdie gaan nie land nie. Artemis 2. Ja, Artemis 2 hulle het 'n 10 dae missie en hulle gaan om die maan, hulle wil spesifiek beeldmateriaal van die suidpool kry. Ek is vreeslik opgewonde hieroor. Ja. Want die doel is dat hulle in hierdie dekade nog wel weer 'n bemande sending sal stuur.
China wil voor 2030 mense Hulle het stuur. gesê 2030 is hulle mense soontoe. So Amerika se idee is dat Artemis wat dan nommer 4 sal wees, Ja. teen 2028 julle weer Okay. 'n mens op die maan gaan Hierdie is sit. Artemis 2, dan gaan nog 'n Artemis 3 wees, maar hulle gaan nie mense op die maan Nee. weer neersit nie. Hulle kort nog 'n vlug, sê die nuwe NASA direkteur. Ja. En dan Artemis 4 sal dan weer Amerikaners op die maan sit. Op die maan sit. So dis die droom. So space race is ons is weer dis die ou Sowjetunie is nou nie meer hierby betrokke nie, Plesio? maar dis nou die Dankie. Plesio, die Chinese. Ek weet nie of die maanstof sal goed wees vir jou nie. Nee, So tussen nie my Jennifer Chinese. en jy wat nie Peer, dink ek nie die ruimte is vir julle twee beskore Ag nie. man, wie is Sharnike? Baie dankie vir die saamkuier. Geseënde Paasnaweek en mag jy julle. lekker is. Dankie julle. Dit is Sharnike Nel, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.